1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Die vleerkompetisie, 'n avontuur in Japan. Mickey Mouse en Goofy kyk by die venster van die blitsvinnige Japaneese sneltrein uit. Hulle is op pad Tokio toe om nuwe en ander dinge te sien en om nuwe maats te maak. Terwyl die trein voortsnel, wys Mickey al die interessante dinge vir Goofy. "Kyk, Goofy, daar's Fuji," sê hy. "Dis die hoogste berg in Japan." "Waar?" vra Goofy terwyl hy kop krap. "Hierdie trein beweeg so vinnig, ek sien amper niks raak nie." "Ek dink die gidsboek is reg. Dit sê dat een van die vinnigste treine ter wêreld is," vertel Mickey met 'n glimlag. "Ek sê jou, ons gaan sommer nou in Tokio wees." En kan jy glo, net daarna begin die sneltrein stadiger beweeg en hulle ry by die stasie in. "Waar sal ons begin?" vra Mickey, toe hy en Goofy by die stasie uitloop. "Met middagete," antwoord Goofy natuurlik. "Middagete is altyd 'n goeie plek om te begin." Die twee maats stap 'n paar blokke verder, totdat hulle by 'n oulike eetplekkie kom. Toe hulle by die ingang staan, fluister Goofy, "Is jy seker dit is 'n restaurant, Mickey? Daar staan geen stoele nie en ek sien niks eetgerei op die tafels nie." 'n Minuut later wys 'n vrou in 'n kimono vir hulle sitplekke. "Dit is sagte kussings op die vloer. Maggies, maar dinge is anders hier," sê Goofy toe hy gaan sit. Die kelnerin bring vir hulle twee maats vis en rys om te eet. Sy gee ook vir hulle eetstokkies wat die Japaneese gebruik in plaas van messe en vurke. Goofy probeer, maar hy kan nie sy vis met die eetstokkies optel nie. Mickey kan glad nie sy rys eet nie. "'n Mens kan regtig honger word in hierdie plek," sê Goofy. Die kelnerin in die kimono glimlag. Sy wys vir hulle hoe om die eetstokkies vas te hou en uiteindelik kan hulle kos eet. Na middagete gaan Mickey en Goofy na die speelgoedmuseum toe. Dis vol voorbeelde van vleers vir Seunsdag en vol poppe vir Meisiesdag. Verder is daar hoop speletjies, speelgoedlorries en vliegtuigies. Van daar gaan hulle na die Edu-paleis, waar hordes seuns en meisies tou staan sodat hulle foto's van hulle geneem kan word. 'n Klompie seuns is besig om hulle vleers in die park naby die paleis te laat vlieg. Mickey en Goofy sien groot vleers en klein vleertjies. Daar is drakevleers wat soos valke lyk. En een van die vleers is 'n model van die paleis. Hulle sien ook 'n baie ongewone vleer. Hulle het nog nooit so 'n vleer gesien nie. "Wat 'n wonderlike vleer," sê Goofy. Die seun met die groen vleer glimlag. "Môre gaan ek hierdie vleer vir die kompetisie inskryf," sê hy. "Kompetisie?" vra Mickey. "Gaan daar 'n kompetisie wees?" Drie seuns staan nader. "Dis vir Seunsdag," sê een van die ouetjies. "Sien julle die karperlinte bo op die huise?" vra 'n ander seun. "Dis ook vir Seunsdag. Op Seunsdag is daar so 'n vis op elke huisdak vir elke seun wat daar woon," sê die derde seentjie. "Die karpervis is ons simbool van krag. Elke Japaneese seun hoop hy sal eendag sterk en dapper wees as hy groot is, soos die karper," sê hy trots. Toe is die seuns weer daar weg met hulle vleers. Mickey en Goofy besluit om dieretuin toe te gaan. Op pad sien hulle nog seuns en nog vleers. Hulle sien ook karperlinte op die huise se dakke. By die dieretuin is daar nog seuns wat besig is om vleers te vlieg. Goofy en Mickey sien skoenlappervleers. Hulle sien 'n vleer
wat soos 'n groot by lyk. Hulle sien selfs 'n vleer wat soos 'n groot wurm met 100 pote lyk. Dit is baie pret. Die vleerkompetisie lyk regtig na 'n groot storie, sê Goofy. Dit lyk of elke kind in die stad gaan deelneem. Dink jy nie ons kan ook daaraan deelneem nie, Mickey? Vra hy hoopvol. Ek dink nie so nie, Goofy, antwoord Mickey. Hulle sê in die gidsboek, Seunsdag is net vir seuns. Nou goed, dan kan ons nie deelneem nie, sê Goofy. Maar kom ons koop in elk geval vir ons 'n vleer. Goeie plan, stem Mickey saam. Hulle draf gou in 'n speelgoedwinkel in, maar hulle is te laat. Die winkelier het net daardie oggend sy laaste vleer verkoop. Teen hierdie tyd het Goofy sy hart daarop gesit om 'n vleer te laat vlieg. Ek weet, sê Mickey. Kom ons maak een soos die groen vleer wat die seentjie vanmôre gehad het. Dit sal net so goed vlieg soos enige diervleer wat ons kan koop. Mickey en Goofy kry bamboestokkies, gom en tou by 'n ander winkel. Hulle koop alles wat hulle nodig het om hulle eie vleer te maak. Waar sal ons vleer gaan maak, Goofy? Vra Mickey. Wat van die park daar oorkant? Antwoord Goofy. Goeie plan, sê Mickey. Kom. Hulle stap na 'n stil deel van die park toe. Hulle gaan sit en begin aan die vleer werk. Terwyl hulle werk, begin die bamboestokke, papier en tou om hulle opstapel. Miskien is dit tog nie so maklik om 'n vleer te maak nie. 'n Vriendelike polisieman stap by hulle verby. Wat maak julle? Kan ek help? Vra hy. Ons sukkel om 'n vleer te maak, sê Mickey. Die polisieman wys hulle hoe om die bamboestokke aan mekaar vas te bind en hoe om die papier vas te gom. Toe wys die polisieman hulle om die Japaneese simbole vir voorspoed en geluk daarop te skryf om hulle vleer te versier. Mickey en Goofy bedank die polisieman vir hulle hulp en uiteindelik is hulle vleer gereed om te vlieg. Goofy vat die vleer se tou en begin hardloop. Die wind vang die vleer en dit gaan in die lug op. Hoera! Roep Mickey. Goofy hardloop vinniger en vinniger. Hy hou die vleer heeltyd dop terwyl dit in die lug opstyg, maar hy kyk nie waar hy hardloop nie en kaplaks struikel hy en val plat op die grond. Oef! Kerm hy en los die tou. Ag nee, skree Mickey moedeloos. Die wind swiep die vleer weg en vlieg oor die huis se dakke. Stop, skree Mickey. Kom terug, roep Goofy. Mickey en Goofy sit die vleer agterna. Hulle hardloop so vinnig as wat hulle kan. Hulle naal tussen die skare mense in besige strate deur. Die twee maats hardloop oor brûe en storm deur parke en verby mense, sonder om hulle oë vir 'n oomblik van die vleer af te haal. En skielik verander die wind. Die vleer begin val. Dit trek deur die lug en val en verdwyn agter 'n hoë muur. Mickey en Goofy gaan staan en kyk om hulle rond. Hulle is nie meer in die besige strate nie. Hulle is in 'n stil woongebied. Voor hulle sien hulle 'n muur en deur die hek kan hulle sien waar die vleer geval het. Goofy loer deur die hekkie en sien 'n klein huisie met 'n karperlint aan die dak vas. Goofy sien ook 'n klein seentjie wat opgewonde met sy ma praat. Die seentjie hou Goofy en Mickey se vleer in die lug. Kyk, sê die seun, dit het uit die lug geval. Vleers val nie net sommer uit die lug uit nie, Kenji, sê sy ma. Dit behoort seker aan iemand. Op daardie oomblik klop Goofy aan die hek. Kenji draai om en kyk na hom. O, sê hy, is dit jou vleer? Ja, antwoord Goofy. Ek en my vriend Mickey het dit self gemaak, maar dit het weggevlieg. Die seentjie lyk hartseer toe hy die vleer teruggee. As dit my vleer was, sou ek dit môre vir die kompetisie kon inskryf, sê die seun stadig. Het jy dan nie jou eie vleer nie? Vra Mickey. Nee, antwoord hy treurig. Ek het te lank gewag, sê hy. Toe ek een by die speelgoedwinkel wou gaan koop,
was al die vleiers uitverkoop. Ek het een probeer maak, maar dit wil nie vlieg nie. Dis jammer, sê Goofy. Toe dink hy vir 'n oomblik na. Ons vleier kan beslis vlieg. En ons wou eintlik self aan die kompetisie deelgeneem het. Maar ons mag ongelukkig nie, begin Mickey verduidelik. Tensy ons 'n seun kan kry wat ons vleier kan vlieg, sê Goofy gou. Wil jy ons vernoot wees, Kenji? Vra hy vir die seentjie. Ja, jy kan die vleier vlieg, sê Mickey. En ons sal jou aanmoedig en ondersteun. Bedoel julle dit regtig? Vra die seentjie bly. Hy glimlag van oor tot oor. Ons bedoel dit, sê die twee maats. Die volgende dag vlieg Kenji, Goofy hulle se vleier in die groot vleier kompetisie. Mickey en Goofy staan opgewonde en kyk. Miskien was hulle vleier nie die heel mooiste vleier in die kompetisie nie. En dit was ook beslis nie die grootste een nie, maar hulle het geweet, hulle vleier was wonderlik, omdat dit gesorg het dat hulle 'n nuwe maat in 'n ver en vreemde land gemaak het. Fluit, fluit, my story is uit.